Goeienaand, baie welkom vir almal hierso. Nou ons is besig met ons reeks Johannes en so hierdie is waar ons in diepte induik in die evangelie van Johannes. Miskien is jy nuut hier by ons, so ons het so 'n boekie uitgedeel wat eintlik die raamwerk is vir hierdie hele reeks. En as jy dalk gemis het, daar agter is 'n paar wat jy kan kry, so kry gerus vir jou en dan kan jy jou notas maak en deel wees van dit. So bring jou Bybel saam, kom bestudeer dit, sien in jou eie Bybel van wat die Here doen. En ons is uiteindelik by hoofstuk 2. So ons gaan vanaand in hoofstuk 2 induik, maar ons gaan so stuk vir stuk deur dit. Maar kom ek bid vir ons en dan duik ons in die woord van die Here ook in. Here, ons eer U vir die groot voorreg dat in U daar vryheid is en in U daar nuwe lewe is. En dat ons kan sing en dat ons U kan loof en dat ons U kan prys en dat ons U naam groot kan maak, want U is dit waardig. Dankie dat ons in die naam van Jesus kan by mekaar kom. En Here, ek besef party van ons hier en party van ons is aanlyn van reg oor die wêreld en reg oor die land en wat 'n voorreg dat 'n geestelike familie selfs op so 'n manier by mekaar kan kom. En ek bid Here dat U sal kom seën en sal kom oopbreek dit wat U in hierdie oomblik wil kom doen. U doen wonderlike dinge op verskillende tye. Maar kom bid vir hierdie oomblik. Mag U woord vir ons oopbreek. Mag U deur die Gees met ons praat en vir ons dinge wys wat op U hart is. En dat ons sal doen dit wat U sê ons moet doen. So Here, seën ons, praat met ons, bedien ons deur die Gees. In Jesus naam. Amen. Johannes skryf sy evangelie en in hoofstuk 20 gee hy die rede hoekom hy hierdie evangelie skryf. Hy skryf hierdie wondertekens neer en hy sê daar's meer as wat ek kan nie alles neerskryf, maar ek skryf hierdie neer sodat julle kan glo. Ek wil hê julle moet glo, die wat dit lees, die wat dit bestudeer, dat hulle sal glo dat Jesus die Christus is, dat hy die Seun van God is. En die rede hoekom ek wil hê julle moet glo is sodat julle die lewe kan hê. Want as in Jesus is daar lewe, daar's nuwe lewe, daar's ewige lewe en dis wat ek wil hê julle moet hê sodat julle kan deel in dit. En wie ook al dit lees en wie ook al hierdie bestudeer, dat julle dit sal doen. En dis my gebed ook, vir soos ons deur hierdie studie gaan, is dat mense sal tot geloof kom. En so, nooi jou vriende, nooi mense, kom ons vertrou wat die Here wil kom doen, en ook jy wat hom reeds volg, dat jy tot 'n dieper geloof sal kom, in wie hy is en hoe groot hy is, en dat jy in 'n groter manier die lewe sal beleef in Jesus. Nou, agtergrond vir waar ons gaan in hoofstuk 2 induik, en Jesus is by 'n bruilof in Kana. En eintlik hier is waar sy publieke bediening gaan begin. En eintlik die volgende 11 hoofstukke van hoofstuk 2 tot einde van hoofstuk 12 is daar wat Johannes gaan skryf, hierdie verskillende wondertekens wat Jesus doen in die publiek sodat hy al hoe meer bekend word en sodat dit al hoe meer openbaar word van wie hy is, soos wat gesê is in hoofstuk 1. En so Jesus is by 'n partytjie. Hy is by 'n bruilofsfees. En Jesus het hom baie keer bevind by mense se feesviering en saam met mense geëet en saam met mense tyd spandeer en baie keer is hy gekritiseer juist deur die godsdienstleiers oor dit. Inteendeel, as jy Matteus lees, hier's wat hulle sê vir hom, die seun van die mens het gekom en geëet en gedrink. En hier's wat hulle dan gesê het van hom, daar is 'n vraat en 'n wynsuiper, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Maar God tree met wysheid op en sy werke bewys dit. En so Jesus het saam met mense baie keer uitgehang wat niks soos hy is nie, en die godsdienstleiers het hom baie keer sleg gesê, juis oor dat hy daar saam met hierdie mense tyd spandeer. En dis presies wat hier gebeur en Johannes verduidelik net, hy gaan eintlik aan die einde van hoofstuk 1 waar hy met Nathanael gepraat het en hom leer ken het eintlik en waar Nathanael begin volg het. En dan lees ons in Johannes 2 op die derde dag, en dit is die derde dag na hierdie interaksie met Nathanael. Op die derde dag was daar 'n bruilof in Kana in Galilea en die moeder van Jesus was daar. So Kana is omtrent so 14 km noord van Nasaret waar Jesus groot geword het en gebly het tot op hierdie stadium. En Kana is ook die plek waarvan Nathanael kom. Daar staan hy is ook van Kana. En ons vind dat Jesus en sy maai is, en later sou ons ook lees dat sy broers was daar gewees, is hier by hierdie bruilof. En hier's wat jy moet besef, so heel moontlik was dit mense wat Jesus goed geken het, en vir wie Jesus goed geken het. Dis hoekom sy ma, en dit lyk asof sy ma 'n belangrike rol gespeel het, ook by hierdie troue, en wat sy sekere reëlings moes getref het. So heel moontlik was dit bekende mense, en hier's wat jy moet besef, Jesus word ook genooi. Daar staan, Jesus en sy disippels, en dis hierdie 5 wat ons van lees eintlik in hoofstuk 1, is ook na die bruilof toe genooi. En Jesus is nie genooi omdat hy Jesus is en bekend is en wonderwerke reg oor Galilea doen nie. Nee, tot op hierdie stadium
Was hy net Jesus, die skrynwerker, Jesus van Nazareth, die seun van 'n skrynwerker, die seun van Maria. Ja, Johannes het 'n klomp dinge gesê in hoofstuk 1 en ja, hy het nou begin en hy het al 5 volgelinge of disippels wat hom volg, maar dis hoekom hy genooi was. Nie oor dat iemand wou brownie points kry en nader beweeg en as ons net die belangrike persone daar kan hê nie. En so, ek wil wel hierdie ding net sê, as jy 'n volgeling van Jesus is jy 'n persoon wat mense sal wil nooi, omdat jy 'n nice mens is. Of leef jy jou lewe op so 'n manier dat mense net niks met jou te doen wil hê nie. So ons kry hierdie pole, aan die een kant is hierdie pole soos die Fariseërs beteken apart gestel wat glo God is heilig en ek moet heilig wees en daarom wil ek net hê dat iets van dit op my kom nie. So ek doen weerstand van dit. Hulle is gewoonlik nie genooi na die partytjies nie want die kultuur was die vyand gewees en ons wil niks met dit te doen hê nie en jy kan nie jou vyand beïnvloed nie. Hulle het nooit brug gebou na die kultuur en na die wêreld toe sodat hulle impak kan hê nie. Aan die ander kant is mense wat leef en sowel jy leef net een keer doen wat jy wil en doen wat jy wil, so hulle lyk ook nie apart van wat die wêreld sê nie, so hulle kan ook nie invloed uitoefen nie. Want hulle het nie 'n alternatief tot wat is nie. Maar Jesus is hier in die middel en hy is 'n persoon wat selfs tollenaars en sondaars voel gemaklik om by hom te wees. En hy bou brûe na hierdie mense toe, nie vir sy eie vermaak en vir sy eie plesier nie, maar vir hulle verlossing. En so hy sê nie wat hulle doen is reg nie, en hy spring in die boot en doen dieselfde goeders nie, maar hy kan nog steeds 'n impak hê. So baie mense soos wel, Jesus hang saam met allerlei mense uit wat nie soos hy is nie, so ek kan dit seker ook doen. Wel nommer 1, jy is nie Jesus nie, okay? Die tweede ding is, Jesus het nooit by die partytjies gewees vir sy eie vermaak en wat hy uit kon kry nie. Die doel was altyd die verlossing van mense. En so ja, bou brûe na mense toe, maar maak seker jy's die een wat beïnvloed in wat rigting dit gaan. As wat dit net jou beïnvloed in 'n verkeerde rigting. So Jesus en sy disippels word genooi. En dan gebeur daar iets by hierdie bruilof. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie. En ja, die wyn in daai tyd was flouer geweest as die wyn wat ons nou het, maar dit was nog steeds wyn. Dit was nie druiwesap nie. So ons moet net dit settle. En hier gebeur iets, die wyn het opgeraak. Nou ons is soos, okay, bel net 60-60 en dan kry jy nog. Dis seker wat jy doen daar. Dis nie hoe dit daar gewerk het nie. Hierdie was soos 'n sosiale krisis gewees wat hier gebeur het. So hierdie bruidegom het gewoonlik nadat hy verloof geword het, terug gaan huis toe en plek gereed gemaak vir sy bruid. Dis die terme wat ons baie keer kry in die Bybel. En hy het heel moontlik 'n jaar beplan aan hierdie trou. Die finansiële verantwoordelikheid was op die bruidegom. En hy het voorberei en daar moes genoeg wees van alles. En in hierdie kultuur van hoë eer en hoë skaamte, dat indien so iets sou gebeur, dat die storie sou vertel word dat die wyn het opgeraak op die trou, sou tot jare se skande en vernedering lei. Inteendeel, daar's klein bewyse dat indien so iets gebeur, die skoonfamilie 'n klag na hom toe kom bring. Hulle kon hom gedagvaar het. Want eintlik het hy bewys dat hy het nie wat dit vat om te kyk na die dogter nie. En so, hierdie is nie net van oeps nie, hierdie is 'n groot krisis wat hier gebeur. En dan kom Maria na Jesus toe, wat baie duidelik is dat sy is besig hier met die reëling, sê luister, die wyn het opgeraak. Nou, as jy die storie ken, dan lees jy en jy sien Jesus se reaksie en wat gebeur en dit lyk asof dit bietjie de mekaar is. Maar hier's soveel en ek wil dit vir jou verduidelik, dat Johannes is so subtiel van wat hier gebeur. So, hier's wat jy moet besef. Ons weet en ons lees hierdie storie met die veronderstel wie Jesus is en hy's 'n wonderwerker en niks is vir hom onmoontlik nie en ons dink Maria kom na hom toe en sê okay, wel, as daar iemand is wat iets kan doen, is dan seker jy. Dis hoekom sy hierdie vir hom gesê het. Dis nie die rede nie. Tot nou toe het Jesus nog nie een preek gepreek nie. Hy het nog nie een wonderwerk gedoen nie. Hy het nog nie op water geloop nie. Daar's nog niks wat hy gedoen het om te sê okay, ek kan iets bonatuurlik doen aan hierdie probleem nie. Die rede hoekom Maria sy ma na hom toe kom, is dat sy op hierdie stadium heel moontlik alreeds 'n weduwee is, soos wat die geskiedenis en tradisie ons vertel. En 'n weduwee sou baie op haar oudste seun leen vir raad en wysheid en hulp. En so sy kom na haar oudste seun toe en sê luister, hier is 'n probleem, kan jy help met hierdie? Maar dan antwoord Jesus haar nie as haar seun nie, hy antwoord haar as die seun van God, die lam van God wat die sonde wegneem. En reg deur Johannes vind jy dat Jesus baie keer op 'n geestelike, bonatuurlike vlak praat en mense praat hier op 'n natuurlike ondervlak. En dis presies wat hier gebeur. Sy kom op 'n natuurlike vlak na haar seun toe en hy antwoord as die seun van God in 'n geestelike vlak. En hier's wat hy dan sê: "Waarom sê jy dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie." Nou, as jy dit direk gaan vertaal wat daar staan, is hier eintlik wat hy sê: "Vrou,
Wat het dit met my te doen, of wat het ek en jy met mekaar te doen? My uur het nog nie gekom nie. Nou, ek wil jou aanraai as jy jonk is, om nie hierdie term te gebruik as jou ma jou iets vra nie. As sy vir jou sê, luister, ruim jou kamer op om te sê, vrou, my uur het nog nie aangebreek nie. Hier's wat ek jou wel kan waarsku. Jou uur van haar wraak mag dalk aanbreek, en jy gaan tweede kom in dit. En so, ons dink dalk, dit is soos Jesus, wow, dis bietjie, weet nie hoe mense benader nie. Nou, die term vrou, of kom ek sê, die ondertoon van wat Jesus, hoe hy antwoord, is nie ongeskik nie. Dis wel verrassend. Die term wat hy gebruik, vrou, is nie sonder respek nie. Dis dieselfde term wat hy gebruik wanneer hy van die kruis af Johannes sê, kyk na my ma, en sê, ma, hier is my seun. Dan sê hy ook, vrou, hier is jou seun. En so, dis nie sonder respek nie, maar wat hy sê is, dit is ten minste effens 'n teregwysing na kant toe. En wanneer hy sê, my uur het nog nie aangebreek nie, die uur, ry hy reg deur Johannes na sy kruisiging, na sy dood toe. En so wat hy hier eintlik sê, onthou, hy antwoord op 'n geestelike vlak, en hy sê vir haar, luister, jy verstaan nie wat, deurdat ek 'n oplossing gaan bring vir hierdie, verstaan jy nie wat dit gaan kos nie. Hierdie ding gaan my op 'n pad begin, wat gaan lei na my uur toe. Dit gaan my op 'n pad begin, wat dit al hoe meer geopenbaar word, dat ek is die seun van God, ek is die lam van God wat die sondes wegneem, ek is die woord wat van die begin af daar was, die Messias, die Christus, al die terme wat is in hoofstuk 1, dit gaan my op 'n pad lei, wat dit al hoe meer gaan openbaar, en die einde daarvan is my kruisiging. En hier's wat jy moet besef, as hierdie pad begin, Maria, dan is daar geen mens wat weer my agenda kan bepaal en sekere dinge op my tafel lê nie. Nee, ek gaan net die wil van my Vader doen en net doen wat hy vir my sê hoe moet lyk. En wanneer jy as Maria, en hierdie moes baie moeilik vir haar gewees het, wanneer jy as my ma na my toe kom, jy gaan nie meer net na my kan kyk as haar seun nie. Jy gaan op dieselfde manier as wat ander mense na my nader gaan, jy moet nader. En dit is as 'n volgeling, as 'n disipel van Jesus. En dan, hier is hoe subtiel Johannes neerskryf wat hier gebeur. Hier's wat sy dan doen. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. En dit lyk asof sy hom net ignoreer. Maar eintlik wat hier gebeur is, sy soos, okay, sy gooi half hierdie teregwysing af en sê, okay, dan kom ek na jou toe as iemand wat hulle geloof in jou sit. En ek vertrou dat jy sal doen wat nodig is. Ek weet nie hoe dit gaan lyk nie, maar ek vertrou jou. En wat 'n goeie raad vir enige volgeling van Jesus, wat ook al hy vir jou sê, doen dit. Wat ook al Jesus sê, watter opdrag ook al hy vir jou gee, doen dit. Nou, die woordjie wat vertaal word kelners, is die Griekse woord diakonos. Dit kan ook vertaal word as dienaar. Kelner is wel het betekenis, maar hier's wat dit beteken, een wat die opdragte van sy meester uitvoer. So sy sê vir hierdie dienaars, die een wat die opdrag van hul meester uitvoer, doen wat ook al hy sê. En as jy 'n dienaar is, dis ook waar ons die woordjie diaken vandaan kry. As jy 'n dienaar van Jesus is, dan is jy een wat die opdragte van hom wat jou meester is uitvoer. En daarom is dit goeie raad, wat ook al hy sê, doen dit. So ek wil jou 'n vraag vra, as 'n volgeling van Jesus, wat sê God moet jy doen? En een kommentaar sê, hy vra nie, hy sê, want hy is Here. Wat is dit wat hy sê jy moet doen? Wat sê hy tans vir jou, is dit wat jy moet doen? Hier is die tweede vraag, hoekom doen jy dit nie? Of redeneer jy jouself uit, ja maar, dis hoekom, of hierdie is so. En kom ek sê eerlikwaar, ek is ook nog nie daar nie. Ek is iemand wat goeders moet bedink en uitdink, en so baie keer kan ek myself uit 'n ding uitdink. En hoekom het jy 'n goeie idee is, en hoekom jy nou 'n goeie idee is nie? Maar as hy in beheer is, as hy die meester is, as hy Here van jou lewe is, wat ook al hy sê, doen dit. En dan is dit asof Johannes so 'n bietjie vir ons in die diepte verduidelik wat hier gebeur. Want dit is belangrik wat Jesus hier wil gaan doen, want dit gaan na iets toe wys. Hy sê daar het 6 klipkanne gestaan vir water. Wat is daai woordjie daar? Water. Neem dit in ag. Water wat die Jode by hulle reiniging gebruik het. Elkeen het tussen 90 en 100 liter water gehou.
Nou hier's wat jy moet verstaan, is hierdie klipkanne wat daar staan, en die doel daarvan was, dit was deel van die reiniging. So sekere gebruiksitems wat gebruik is met hierdie troue, is daarin afgespoel en daarin gewas en daarin gereinig. En ook die gaste het sekere reiniging gedoen, so hulle het hulle hande daarin gedrink, heel moontlik tot by die elmboë, en dan het hulle al hierdie vuilheid afgekry, sodat hulle kon deelneem aan sekere dinge wat gebeur het met die troue, dat hulle kon eet en deelneem, en dit alles het verteenwoordig die Joodse tradisie en die Joodse wet. En hierdie klipkanne verteenwoordig die ou manier, die Joodse manier. En wie weet wat alles in daai water is en hoeveel vuilheid daar binne in daai water is en wat al afgespoel is en afgewas is. Onthou, troues in hierdie konteks was 'n weeklange ding. Dit was nie 'n paar uur en was definitief ook nie so duur soos wat dit nou is nie. Dit was 'n groot ding geweest en dit het so lank aangehou. En wie weet hoeveel keer het hulle al self daar binne gereinig en hoeveel goed was daar binne in die water. En Jesus sê toe vir die kelners, die wat doen wat hulle meester sê hulle moet doen, maak die kanne vol water, hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Nou, weer eens, hier's kanne wat omtrent 600 liter water vat. Ons weet nie hoe vol was hulle tot op hierdie stadium nie. Ons weet nie of het hulle alles uitgegooi en weer van voor af begin nie. Ek dink nie dis wat gebeur het nie. En dit was nie dat hulle 'n tuinslang gaan nader trek en soos ek draai kraan om kom ons maak vol nie. Dis nie hoe dit gewerk het nie. Hulle moes heel moontlik met emmers iewers heen loop, miskien na 'n rivier toe of 'n spruit toe, of daar was ergens 'n put wat hulle water uitgetrek het en weer teruggeloop het huis toe en volgemaak het. En wie weet hoe lank hierdie gevat het? Wie weet hoeveel moeite dit gevat het? Wie weet hoe moeg hulle was? Wie weet hoeveel kelners daar was en hoeveel emmers water gedra is tot hierdie toe? Maar hulle doen dit en hulle maak dit tot bo toe vol, wat ook simbolies sal wees. Dit is die einde van hierdie ou stelsel. En dan maak alles vol water. En toe sê Jesus vir hulle, wie is hulle? Die kelners, die wat doen wat hulle meester sê, skep nou daarvan, wat is die daarvan? Die water, skep nou van die water uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester. Nou, weer eens, ons lees hierdie, maar ek wil jy moet dink wat er gebeur. So hulle doen al hierdie goeders, en dan is hulle soos, okay, so ons moet nou van hierdie skep. Die probleem is, die wyn het opgeraak, en nou moet ons van hierdie water skep en na die seremoniemeester toe vat wat alles beheer rondom dit. En wie weet, toe hulle daai water so kyk, wie weet wat dryf alles daar in daai water? Wie weet hoe lyk dit? En hulle is soos, hierdie gaan interessant wees. Wie weet hoe hierdie gaan uitspeel? Wie weet wat die seremoniemeester gaan sê? Maar hulle doen dit. Hulle het dit gedoen. Hulle doen wat Jesus sê, hulle moet doen. Kom ek vra jou 'n vraag. Hoe reageer jy as jy nie verstaan wat God van jou vra om te doen nie? Wat is jou reaksie wanneer God sê doen hier en jy soos, ek dink hierdie is 'n goeie plan nie. Wanneer dit vir jou sin maak nie. Wanneer dit vir jou duidelik is nie. Hoe reageer jy in daai oomblik? Is jy bereid om te doen selfs al maak dit nie sin nie? En hier's wat jy moet besef, hulle het nie geweet wie Jesus is tot hierdie stadium. Jesus het nog niks gedoen nie. Jesus is sy naam het nie versprei oral soos, is Jesus, sekerlik is dit maklik om iets te doen, hy gaan iets doen nie. Hy is Jesus wat 'n gas is by 'n troue. Hoe gemaklik is jy om te doen, as selfs as jy nie verstaan nie. As jy sê dat jy is 'n volgeling van Jesus, en jy stel jouself ondergeskik aan die gesag van die woord in jou lewe, dan moet jy besef, hier's dinge hier binne, wat ongemaklik gaan wees, wat moeilik gaan wees om te doen. En dis deel van toewyding, dis deel van om jou lewe neer te lê en te sê, U is in beheer, ek doen wat U sê. Ek wil vir jou sê, as jou Christendom altyd maklik is en gemaklik is en dit altyd vir jou maklik is om te doen wat die Here sê, dan is die kans goed dat jy dalk nie heeltemal volg nie. Want wat hy soms vra is nie altyd maklik nie. Wat die Bybels partykeer sê ons moet doen, maak nie altyd lekker sin nie. Maar wanneer jy ondergeskik is en sê U is in beheer, ek nie, dan doen jy wat ook al gedoen moet word. So hoe reageer jy? Die seremoniemeester het nie geweet waar wat is dit? Die water vandaan kom nie. Maar die kelners, die wat doen wat hulle meester sê, wat die water uitgeskep het geweet. So hier loop hulle vat die water na hom toe, en kyk wat gebeur. Toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom. Nou, hier's wat jy moet besef. Iewers tussen hier waar die kanne is, en waar die seremoniemeester is, iewers tussen daar en hier, het die water in wyn verander.
Iewers tussen hier wat hulle dit geskep het en geloop het na die seremoniemeester, het in hulle hande 'n wonderwerk gebeur. Iewers tussen hier wat hulle gesê het, hulle gaan doen wat die meester sê, en wat dit tot uitvoering kom, het iets binne in hulle hande gebeur. En hier's wat jy moet besef. Kyk net hoeveel stappe van gehoorsaamheid was hier gewees. Hulle begin deur die kanne vol te maak. En wie weet wat hulle moes alles organiseer om, okay, kry die emmers, kom ons begin, okay, ons moet so toe gaan, doen dit, en hulle doen alles, en hulle maak dit vol. En dan moet hulle skep, en dan moet hulle loop, en dan moet hulle gaan gee. En dis al hierdie stappe wat volg, wat lei na 'n wonderwerk toe. En jy weet nie wat aan die ander kant van dit jou stappe is wat jy neem nie. Soms is dit 'n kettingreaksie en jou deel is net 'n deeltjie van hierdie kettingreaksie na wonderwerk. Miskien is die wonderwerk net aan die ander kant van daai stap van gehoorsaamheid wat jy moet neem nog. Wie weet wat aan die ander kant is? En hier's wat jy moet besef, dat selfs tussen hier en daar wat hierdie wonderwerk in hulle hande gebeur het, was dit nie eers vir hulle eie voordeel nie. Hy roep die bruidegom. Die bruidegom wie die skande sou hê omdat die wyn opgeraak het. En hy roep die bruidegom en hy sê vir hom, 'n mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor. En as die mense goed gedrink het, met ander woorde het bietjie te veel gedrink, die van swakker gehalte, want dan kom hulle dit nie agter nie. Maar jy het die goeie wyn, want wat ook al God doen, sal goed wees, tot nou toe terughou. En ek dink die bruidegom se reaksie was soos, Okay. Hy het geen idee wat hier gebeur nie. Hy het geen idee wat hier ou vir hom sê nie. Hy weet eers die wyn het opgeraak nie. Hy weet eers daar water in wyn verander nie. Hy weet van niks nie. Die ou sê, wow, hier's 'n amazing wyn wat jy tot laaste gelos het. En hy soos, great, kan ek teruggaan? Ek hou troue, my vrou, daar, hoe werk? Hy het geen idee nie. En ek en jy het geen idee wat aan die ander kant van ons gehoorsaamheid lê nie. Ons het geen idee wie aan die ander kant van ons gehoorsaamheid lê nie. Daar's mense wat geïmpak kan word deur jou gehoorsaamheid wat jy nie eers kan bedink nie. Ek en jy dink baie keer net individue en God dink nasies en generasies. Wie weet wat lê aan die ander kant? Nou, Jesus verander water in wyn. En so baie mense wil hierdie ding wat gebeur het gebruik as 'n verskoning of 'n interpretering of 'n kommentaar van hoekom ek kan drink. En hier's wat jy moet weet, Johannes 2 is nie 'n kommentaar oor kan 'n Christen wyn gebruik nie. Dieselfde Jesus wat water in wyn verander het, aan die einde van sy bediening wanneer hy nagmaal instel, dan sê hy van die wyn, ek gaan ook nie weer van hierdie wyn drink totdat ek eendag terugkom nie. Maar gewoonlik die ouens wat hulle drinkery wil regverdig deur Johannes 2, want Jesus het water in wyn verander, ken gewoonlik in die versie wat Jesus sê, ek gaan ook nie meer van dit drink nie totdat ek terugkom. So nie een van hierdie twee gedeeltes is 'n kommentaar oor kan 'n Christen drank gebruik of nie. En so Johannes 2 is dit nie, maar ek wil dalk vir 'n oomblik net stil staan en net vir jou help verstaan die vraag antwoord, kan 'n Christen drank gebruik? Nou, as jy die skrif bestudeer, is wyn baie keer 'n teken van 'n seëning van die Here. In Spreuke dan staan daar, vereer die Here met offerhandes uit al wat jy besit met die beste uit jou oes. Bring jou tiendes, bring jou offers, bring die beste en die eerste wat jy het. En dan is dit die belofte van die seën van God as jy dit doen. Dan sal jou skure oorvol wees en jou parskype oorloop van die wyn. Jy gaan die goedheid van God sien wanneer jy sy beginsels volg. En Deuteronomium sê dit, bring die tiende en sit dit om in geld. Bring die tiende na die tempel, sit dit om in geld en dan hier's wat jy met die geld kan doen. Daar moet jy met die geld koop net wat jy wil, bees, skaap, wyn, bier of enigiets anders wat jy wil hê. Dan moet jy en jou familie dit daar in die teenwoordigheid van die Here, so dis binne 'n sekere konteks en op 'n sekere manier van die Here jou God eet en bly wees. Psalm sê, U laat gras uitsprei vir die diere en groen plante vir die mens, sodat hy sy kos uit die aarde kan kry. Wyn om mense se harte bly te maak, olie om die gesig te versorg, kos om die mens nuwe krag te gee. So baie keer is wyn 'n teken van die seëning van die Here. Maar baie mense het vooraf besluit dat alkohol is van die duiwel en as jy aan draak gaan jy hel toe. En die gevaar is dat ek en jy veroordeel dit wat die Bybel nie veroordeel nie. Of jy vat jou eie persoonlike oortuiging wat die Here vir jou gesê het hoe jy moet leef en dan wil jy dit op toepassing maak van almal en almal wat dit nie doen nie is fout daarmee. En ek dink dit is 'n verkeerde manier om dit te benader. Die Bybel gee wel baie duidelike waarskuwings as dit kom by drank.
In Spreuke 20 staan daar, wyn maak jou ligsinnig. Drank laat jou lawaai maak. Ons hoor dit gereeld hier in die nagte, hier oorkant, wanneer almal huis toe gaan. Niemand, en ek hoop dit is van julle nie, ek sê maar net, okay? Lawaai maak, niemand wat van die dronkenskap slinger is verstandig nie. Ja, dis presies wat gebeur. Die beginsel in die Bybel is dat drank is neutraal, maar die mense geneigtheid is om te veel van dit te gebruik. En daarom is daar sekere grense en dinge wat nodig is. En wanneer jy te veel van dit het, begin jy allerhande lawaai maak en jy raak ligsinnig en jy begin goeie sê vir jou vrou en vir jou kinders wat nie 'n goeie ding is nie en jy begin optree op 'n manier wat nie goed is nie. En die Bybel sê pas op vir dit. Jy gaan in 'n verkeerde rigting. Miskien gebruik jy nie drank nie oor jou persoonlike gewete en oortuiging en juis oor jou getuienis wat jy wil beskerm en juis omdat jy sekere brûe bou na sekere mense toe of as gevolg van sekere omstandighede van mense in jou lewe. So Romeine praat van dit, sê dit is goed as 'n mens nie vleis eet of wyn drink of enige iets doen wat jou broer laat struikel. Dis nie net wyn of kos nie, dis enige iets. Wat gaan om my hierdie brûe te bou en om my getuienis te beskerm. Maar die Bybel maak dit baie duidelik dat dronkenskap is 'n probleem. En dronkenskap is nie binne die wil van God nie. Efesiërs sê die volgende, moet julle nie aan drank te buite gaan nie. Met ander woorde te veel van dit gebruik nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul. En dis amper asof Paulus wil sê, luister, jy kan nie met drank gevul wees en met die Gees gevul wees nie. In 1 Korinte 6 dan gee Paulus 'n lys van allerlei ouens en ouens wat hul skuldig maak aan sekere goeders wat nie die koninkryk van God gaan sien nie. En aan die einde van hierdie lys dan skryf hy of diewe of geldgieriges of dronkaards of kwaadpraters of bedrieërs sal deel kry aan die koninkryk van God nie. So party van julle, jy lê aan hierdie kant van die pool. En jy sê bly weg van dit. En ek wil so my verhouding met God beskerm en ek wil so heilig as moontlik lewe en ek wil nie naby dit gaan nie. Luister baie mooi. As jy dink dat hoe jy drank nie gebruik nie, jou in 'n beter verhouding met God sit, dan moet jy jouself van dit bekeer en in die totale werk en die voldoende werk van Christus vertrou. Wat hy aan die kruis gedoen was voldoende. Dis nie hy plus hoe perfek jy leef nie. Dis verkeerd. Die ander van julle lê aan hierdie kant. Daar's ander mense wat aan hierdie pool lê. En dit wat aanvanklik as pret begin het, is nie meer pret nie en iets het 'n hou vas op jou en jy's verslaaf aan dit en jy doen dinge en jy sê dinge wat almal se lewens om jou verwoes. En die beste ding wat jy kan doen is om hulp te kry en om te luister vir die mense om jou wat al hoeveel keer vir jou gesê het jy het 'n probleem. En hier's wat jy moet weet, die enigste persoon wat die kettinge van verslawing kan breek, sy naam is Jesus, want hy is die koning van konings en niks is vir hom onmoontlik nie. Maar jy het God se woord en God se mense en God se gees nodig vir genesing om dit te kan doen. Dan verander van julle lê nie by een van hierdie pole nie. Maar jy drink te veel. En hier's wat ek vir jou wil sê is, hou op. Hou op, die Bybel gee genoeg waarskuwings. Maar as jy wil sê, ja Pieter, maar ek word nie eintlik dronk nie. Ek is eintlik net, as jy moet definieer wat dronk is en hoe ver jy op daai lyn is, dan wil ek vir jou sê, jy slaap op die pad en die duiwel het jou klaar begin mislei. As jy wil sê soos, ja, maar ek doen dit net, ek hoor stres by die werk, ek moet net bietjie ontspan. As jy iets anders as Jesus nodig het, om vrede in jou lewe te bring, is jy op die pad van misleiding en die duiwel het jou al klaar begin verblind. Jesus is die bron van hoop en Jesus is die bron van vrede en in Jesus is daar vryheid. Maar Johannes 2 is nie 'n kommentaar oor kan 'n Christen drank gebruik nie. Inteendeel. Vers 11 wil die kommentaar gee oor juis hoekom Jesus hierdie gedoen het. En dan sê hy, hierdie eerste of primêre wonderteken, hy sê nie wonderwerk nie. 'n Teken wys na iets of iemand groter as homself. En Johannes gaan 7 wondertekens neerskryf wat Jesus gedoen het, wat wys wie Jesus is. Jesus het nooit, luister baie mooi, Jesus het nooit net sy krag gedoen, of wondertekens gedoen, net om sy krag te wys nie. Nee, hy het dit juis gedoen, om iets van sy verlossingswerk te wys. En dis presies wat hier gebeur. So hierdie is die eerste wonderteken en in die volgende paar hoofstukke gaan Jesus oor en oor wys dat die ou is verby en die nuwe het gekom. En hierdie is die primêre, die eerste ene wat hy doen in Kana in Galilea. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk. Dis eintlik waarna toe dit gewys het. Was nie net oor water en wyn nie, dit het gewys na sy heerlikheid en sy disippels het tot, en dis die hele doel, geloof in hom gekom.
Die hele doel hoekom Johannes hierdie wondertekens neerskryf is dat hy wil hê ons moet tot geloof kom. En dis presies wat met hierdie disippels gebeur. En nou kan ek en jy die vraag vra, maar ek dog hulle glo klaar want hulle het hom klaar begin volg. En dis wat kan gebeur, is dat wanneer jy Jesus volg, jy 'n dieper openbaring kry van wie hy is en jy kan tot dieper geloof gaan. Of jy kan die eerste keer dit sien en tot geloof kom. En moenie dit mis nie. Die wonderteken het in die hande van die diensknegte gebeur, maar hulle het nie die geloof gekry nie. Die wonderteken het tot die voordeel van die bruidegom gegaan, maar hulle het nie die geloof gekry nie. Die wat dieper geloof gekry het en die heerlikheid van Jesus gesien het, was die wat hom gevolg het. En dis wat jy moet besef, Jesus het nie net sy vingers geklap en die water in wyn verander nie. Hy het baie spesifiek sekere dinge gedoen. Hy het die ou klipkanne wat die wet en die tradisie van die Jode, dis juist dit wat hy gebruik het. En hy het dit gebruik om iets te doen. Hy het oorvloedig wyn gemaak. Ek bedoel, 600 liter wyn. En dit wys iets van die oorvloedige genade wat daar is in die nuwe verbond. Dit wys iets, die feit dat hulle tot boontoe volgemaak het, wys dat die oue is totaal en al nou verby en daar is 'n nuwe manier. Die ou verbond is verby en daar is 'n nuwe verbond, 'n nuwe manier hoe God verhouding bou met mense. En dit is in Jesus Christus. Van die strengste fariseërs sou sê dat wanneer jy die klipkanne of dit wat daar is en jy gebruik dit vir iets anders, dan sê jy eintlik jy doen weg met die wet. En dit is presies wat Jesus doen. Ek dink Paulus som so mooi op wat hier eintlik gebeur. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Let baie mooi op. Jesus het nie die klipkanne aan die buitekant net mooi gemaak nie. So baie mense wil net die buitekant mooi maak van hulle lewens. Binne is 'n gemors en daar's niks goeds en niks van God daar binne nie, maar hulle hou hierdie prentjie voor van alles is fyn. Dis nie wat Jesus kom doen nie. Jesus het ook nie 'n filter gevat en alles wat daar binne was, wie weet hoeveel vuil goed daar binne was, wie weet wat alles daar binne gedryf het, 'n filter gevat en dit gegooi en net al die slegte dinge uitgehaal en dan iets op die tafel gesit nie. Sien, dis waar party mense is dat as ek net al die slegte dinge is en dan net hou op met dit en hou op met dit en hou op en dan gaan net harder probeer en dan gaan ek fyn wees en 'n verhouding met Jesus hê. Dis nie wat Jesus doen nie. Hy vat wat binne in hierdie kanne is, met die gemors, met die vuilheid, met die agtergrond en hy verander dit in iets niets. Hy maak dit nuut. Die oud is verby, die nuwe het gekom. En wat hy kan doen vir jou, is dat hy kan jou vat met al jou staf hier binne, met al jou seer, met al jou sonde, met jou verlede, met al die staf. En hy kan dit verander in iets niets. En hy gee vir jou 'n nuwe identiteit. En hy maak jou nuut met nuwe begeertes, met 'n nuwe hoop, met 'n nuwe toekoms, met 'n nuwe ewigheid. Dis wat hy doen. Hy vat nie die ou en maak dit net beter en upgrade dit nie. Hy maak dit nuut. Dis wat hy hier doen. En ek wonder, en die Bybel praat oor dit, nie? Maar ek wonder oor hierdie. Miskien toe Jesus by hierdie bruilof sit, en hy dink aan alles wat hierdie bruidegom moes doen om voor te berei vir hierdie troue. Wonder ek of hy nie ook gedink het aan die heel laaste troue wat gaan gebeur nie. Die Bybel begin met 'n troue tussen Adam en Eva. En die Bybel eindig met 'n troue tussen die lam van God en sy bruid die kerk. En Jesus se openbaring bediening begin by 'n bruilof. En ek wonder of hy nie dink aan daai heel laaste bruilof waar hy die bruidegom is en sy kerk die bruid is. Ek wonder of hy nie aan dit dink van wat hierdie bruidegom moet doen sodat daar 'n bruilof kan wees nie. En sodat mense deel kan wees en sodat mense nuut gemaak kan wees en deel van die bruid kan wees. En die voorbereiding wat sou kos is dat hy hierdie pad sou begin stap en iets van sy grootheid openbaar van wie hy is, die lam van God wat die sondes wegneem. En aan die einde van dit sou sy uur aanbreek en hy sou aan 'n kruis sterf en betaal vir die sondes van mense, vir al die staf en die vuilheid. Ja, aan vir sy kruisiging stel hy die nagmaal in. En hy vat die brood en hy sê, hierdie is my liggaam. En sy disippels het op daai stadium nie heeltemal verstaan wat hy bedoel nie.
maar hulle sou 'n paar uur later sien. En hy vat die beker met die wyn en hy sê, hierdie is my bloed, wat 'n nuwe verbond, 'n nuwe manier hoe God verhouding bou, beseël. En 'n paar uur later sou hulle sien wat dit beteken. Toe aan 'n kruis vasgeslaan word, en sy bloed vloei, en die wraak van God op hom kom. Hier's wat jy moet weet. Daar's 'n bruilof aan die einde. En daar's 'n oop uitnodiging vir jou om te kom. Want Jesus het reeds alles betaal wat nodig is, sodat jy kan kom. En sy bloed wat gevloei het, was genoeg en voldoende om ook te betaal vir jou sonde en vir my sonde. Genoeg vir die wêreld se sonde. En die uitnodiging is oop. Maar die vraag is jy bereid om die uitnodiging te aanvaar? En toe te laat dat hy dit wat oud is nuut kan kom maak. En vir jou 'n nuwe identiteit en 'n nuwe lewe gee. In Openbaring sê hy, kyk, ek maak alles nuut. En hy wil dit doen in jou lewe ook. So hoe eindig ons hierdie boodskap? So die eerste is vir jou wat reeds 'n volgeling is van Jesus. Wat is dit wat Jesus sê jy moet doen? En hoekom doen jy dit? Is jy bereid om te doen wat hy vir jou sê om te doen, selfs al maak dit nie sin nie? Selfs al sê hy, los hierdie ding en hierdie ding wat jy nagejaag het, en hierdie ding waarop self seën was, en doen hierdie ding. Waarvoor ek jou roep. En vir niemand om jou maak dit sin nie. Doen wat hy vir jou sê om te doen. En dan vir jou wat hier sit, wat nog nie by Jesus is, wat nog nie die knie gebuig het nie, wat probeer om hierdie water self skoon te maak, en self beter te wees. Ek wil jou uitnooi, om jou sonde te erken, te bely en sê, Here, hier is my sonde. Vergewe my. Ek het 'n redder nodig. En jou geloof in hom te sit, dat wat hy gedoen het aan die kruis, dat dit ook genoeg was om te betaal vir jou sonde. Toe hy uitgeroep het, dit is volbring, dat dit ook voldoende was om vir jou sonde te betaal. En dan moet jy hom bely as Here van jou lewe, die een in beheer, en jy moet hom volg. Dit is maklik om 'n Christen te word, maar soms is dit moeilik om hom te bly volg. So wat is dit wat jy moet doen? Hoe moet jy reageer oor hierdie woord van die Here? Sag of ons bid. Maar hoor mooi, dit is nie genoeg om net te hoor nie, en niks te doen nie. Wat is dit wat jy moet doen met wat jy gehoor het? So Here, ek eer U en ek prys U. Dankie vir die woord. Dankie vir die diepte van die woord. Dankie vir die omvang van die woord. Here Jesus, dankie vir dit wat U gedoen het, sodat ons kan deel hê. Ons wat die knie gebuig het, ons wat U volgeling is, dat ons deel kan hê aan U heerlikheid. En ek wil kom vra, Here, dat U meer en meer van die heerlikheid vir ons sal openbaar, en dat ons tot dieper geloof sal kom in U. Ek bid vir elkeen wat U reeds volg, dat U duidelik sal wys, wat is dit wat U wil hê hulle moet doen. En ek bid, Here, dat hulle dit net sal doen. Omdat U die meester is, omdat U in beheer is. Ek bid vir die ouens wat worstel met goeders wat U vra om te doen, wat nie sin maak nie. Wat hulle op 'n nuwe rigting stuur. Wat nie gaan sin maak vir die mense om hulle nie. Ek bid dat hulle sal U vertrou ook met die gevolge van dit wat U vra om te doen. Omdat U verder sien en meer sien, U weet hoor, U gedagtes is hoor as ons sin. En ons het geen idee wat aan die ander kant is van ons gehoorsaamheid. En wie aan die ander kant van ons gehoorsaamheid is. En dan vir jou wat deel is van hierdie diens, wat dalk vir die eerste keer moet sê, Here Jesus, ek het U nodig. Ek wil jou uitnooi. Bely jou sonde, sê dit vir hom. Erken dit. Jy het 'n redder nodig. Vra hom om jou te vergewe, vra hom om jou nuut te maak. Sit jou vertroue in hom, sit jou geloof in hom, dat wat hy gedoen het genoeg is ook vir jou. En dan bely hom as Here van jou lewe, sit hom in beheer en volg hom. As jy is, wil ek hê jy moet net saam met hierdie bid en sê, Here Jesus, ek kom bely my sondes voor U.
Ek voldoen nie aan die standaard wat U stel nie. Kom vergewe my. Kom was my skoon, kom maak my nuut. Ek glo wat U gedoen het, was voldoende. Ek kom bely as Here van my lewe. En ek glo dat U het opgestaan uit die dood. En dat U lewe. Help my om te leef vir U. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.